Goeiedag geliefde, dit is Vrydag, ons is aan die einde van ons reeksie oor 'n pad of die pad. En ek kan nie anders as om af te sluit met 'n gedeelte wat ek onlangs behandel het nie. Maar toe het ek gefokus op iets heeltemal anders. Kom ons lees vandag hierdie gedeelte saam en ons hoor wat sê dit van die pad. Dit is Hebreërs 12, vers 1 tot 3. Terwyl ons dan so groot skare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons word moeg. Ons sak uit. Of het nou emosioneel of geestelik of fisies is, ons almal ken dit. Selfs Jesaja het in sy dae geken. Jesaja skryf, selfs jong manne in die vleur van hulle lewe struikel en val. So ja, moeg word, uitgeput raak, vuisfoos raak, nie meer kans sien vir 'n tree verder op hierdie pad wat ek in hierdie lewe moet stap nie. Dit gebeur met almal. En die Hebreërskrywer kom en hy sê, kom ek gee vir jou perspektief. Kom ek gee vir jou 'n oplossingkie. Want jy sien op 'n pad is 'n oplossingkie vir reguit stap nogal nodig. Twee mans het eendag in die woestyn mekaar uitgedaag om te sien wie kan die verste, die reguitste loop. En hulle is daar weg en hulle stap hele end ver. En op 'n afgespreekte oomblik stop hulle albei en hulle draai terug en hulle kyk om. En die een ou sien maar sy spore loop kruis en dwars, dit lyk soos S-draai, lyk omtrent soos 'n slang wat daar geseil het. So lyk sy pad wat hy gestap het tot daar. En die ander een kyk terug en sy pad loop pylreguit. En die een wat so skeef gestap het, hy sê vir die ander, hoe het jy dit reg gekry? Hy sê, dis maklik. Ek het vir my een fokuspunt in die verte gekry, en ek het net daar gekyk. En die ander een besef, sy afkyk wanneer hy moeg is. Sy wegkyk wanneer hy nou spyt was dat hy hierdie wetenskap aangegaan het. Dit het hom ekstra laat loop, ekstra moeg laat word. Die Hebreërskrywer sê, hou die oog gefestig op Jesus Christus, die begin en die volëinder van julle geloof. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die pad wat ons moet stap, is 'n stap met 'n baie duidelike fokus. En daar's net een fokus, en dit is Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Ons word baie gesidetrack. Ons fokus op ander dinge. Op die pad wat ons stap, wil ons dan ook by ons eie rykdom of ons eie sukses of ons eie magsposisies en allerlei dinge ook uitkom. Ons wil ernstig opgeneem word en ons stap 'n pad sodat mense ons so kan sien. Maar so baie keer is daai die afleidings wat juis vir jou moeg word wanneer jy ophou om te fokus op Jesus Christus en Jesus Christus alleen. Jesus Christus is die antwoord, daai fokus op die pad, teen kronkels, teen moeg word, teen uitsak. Daar is 'n pad. Dis die beproefde pad. Dis die pad wat Jesus Christus reeds gestap en voltooi het. En al wat ek en jy moet doen, is om fokus te behou. Geliefde, mag jou oog so gefestig wees op Christus, dat jy reguit na hom toe stap. Shalom.